Amen, goeiedag luisteraars, wat 'n mooi voorreg is dit weer vandag om saam met u te kan gesels rondom die woord van God, met u te kan deel rondom hierdie skrif. Die woord van God is lewendig, die Bybel sê die letter is dood, maar die Gees maak dit lewendig. Ek is so bly om vandag weer saam met u te kan deel oor hierdie woord, want die woord van die Here, dit is tot opbouing van elke een van ons se geloof. Dit is iets wat ons inspireer as ons dit net kan aanneem en kan erken dat Jesus Christus 'n werklikheid is. Hierdie woord gaan oor niks anders en oor niemand anders as die Christus, Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dode nie. Ek wil saam met u deel uit die woord van die Here uit die boeke van Handelinge 13. Die Bybel sê van Handelinge 13 vanaf vers 14. Hy sê, so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgesonder na Cilicie en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in sinagoges van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. Hy was by die gouverneur Sergius Paulus, 'n verstandige man, die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elymas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die gouverneur afkeurig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van die geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kan lei. Toe die gouverneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Die Here seën sy woord en die lesing dan daarvan. Vader, ons bid dat hierdie woord, Here, in elke hart en siel, Hemelse Vader, Here, sal geloof plaas. Ons bid dat hierdie woord, Hemelse Vader, lewens sal verander, Here. Ons bid dat hierdie woord, my God, Hemelse Vader, huise, Here, en omstandighede van mense sal verander. Elke luisteraar en elke kyker wat na hierdie program kyk en na hierdie boodskap luister, Here, ek bid vir deurbrake, my God, ek bid vir oorwinning in hulle lewens, in Jesus Christus naam. Amen. Dierbares, vandag wil ek saam met u deel rondom hierdie gedeelte waar ons sien dat hier is 'n towenaar wat in Paulus se pad probeer staan, omdat die gouverneur van daardie eiland wou graag vir Paulus hulle ontmoet, want hy het gehoor wat die Here deur hulle doen. En ek kyk na hierdie hele situasie en ek sien dat baie maal in ons lewens word ons geflous en ons oë word toegedruk, ons word mislei as gevolg van mense se maniere of laat ek sê van mense se ongeloof. Deur mense ongeloof word ons mislei. Ons kry mense wat daarvan hou om voor te gee dat hulle iets besonders is, maar dan is dit nie so nie. Wanneer ek kyk na hierdie towenaar, dan sien ek dat in daardie plek, in daardie gemeenskap, was hy iemand, vir daardie mense was hy iemand baie besonders. Want die Bybel sê in vers 8, maar Elymas die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan. Jy sien, wanneer 'n mens
dink jy dat jy iets is, wanneer 'n mens dink dat jy nou soort van uniek is en dat jy wonders kan doen soos hierdie towenaar, dan wanneer God iets wil doen in mense se lewens of in 'n gemeenskap of in hospitale of waarewe, dan die persoon wat gedink het hy is iets, sal dan altyd probeer om in die pad van die waarheid te staan. En hier sien ons nou dat Paulus, die dinge wat Paulus gedoen het baie ore bereik. Dit het die nuus aangaande die wonders wat Paulus verrig, het baie mense se ore bereik, dit het baie mense se lewens verander, en mense wou hom ontmoet. Maar hier kom nou 'n geleentheid waar die gouverneur van hierdie dorp self vir Paulus wil ontmoet. Die Bybel sê, en hierdie towenaar, die Bybel sê in vers 8, hierdie towenaar het hulle teëgestaan en het probeer om die gouverneur afkeurig te maak van die geloof. Van watter geloof het hy probeer om die gouverneur afkeurig te maak? Hy het geprobeer om die gouverneur afkeurig te maak van die geloof in die Here Jesus Christus. Van hierdie gouverneur wou vir Paulus ontmoet, want as gevolg van wat hy gehoor het, wat Paulus hulle doen, het hy begin te geloof opbou. Van geloof kom deur die gehoor. Amen, en die gehoor kom deur iemand wat preek rondom die woord van God, of iemand wat die nuus van die Here, die goeie nuus, die blye boodskap van Christus verkondig, en as gevolg van hierdie blye boodskap, en hoor ons dit, en so bou ons geloof op, en mense het aan die gouverneur kom deel, hoe dat Paulus hulle mense genees, hoe dat Paulus hulle veranderinge in mense se lewens bring, hoe dat Paulus hulle huishoudings verander, hoe dat hulle besighede of mense besighede verander. Hy het al hierdie dinge gehoor, en hy het begin te geloof opbou, terwyl die towenaar daar was, met al sy toerdery en al sy misleiding en al hierdie dinge wat hy doen, wat nie werklik waar 'n realiteit is nie, wat nie 'n waarheid is nie, wat geen waarheid het nie, wat geen waarde het nie, al die dinge wat hy gedoen, al hierdie leuns wat hierdie towenaar voor die mense gebring het, sodat hulle van hom 'n ophef moet maak, het nie meer gewerk nie, van hier was 'n waarheid in die midde, hier was 'n werklikheid, hier was 'n realiteit, hier was 'n ewigheid in die midde, en hy kon dit nie verhoed nie, en toe hierdie gouverneur aanspraak maak dat hy Paulus hulle wil ontmoet, die Bybel sê druklik dat die towenaar het probeer om om die gouverneur afkeurig te maak van die geloof. So hy het alles probeer om die gouverneur ongelowig te maak. Die Bybel sê, hy het probeer om hom afkeurig te maak. Dit wil sê, hy het probeer om die gouverneur ongelowig te maak. Hy het geprobeer dat die gouverneur nie geloof in Christus moet het nie. Maar die Bybel sê ook, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê. So, die eerste ding wat Paulus doen, toe Paulus hierdie ding sien wat die towenaar doen, met al sy misleiding en al sy leuns en al sy goedjies wat hy doen daar, om mense te mislei en mense te laat glo in hom, het Paulus sy oë op hom gerig, toe hy sien wat hierdie towenaar mee besig is. Die Bybel sê, en Paulus het hom gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle lustigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nou nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie, en onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Hoor daar, terwyl hierdie towenaar in die pad staan, want hy het nie net geprobeer om die gouverneur afvallig te maak nie, maar hy het in die pad van die Here gestaan. Baie keer is daar mense wat dink hulle is iets, en hulle staan in die pad van die Here, van jou deurbraak. En soms kyk
dan voel die persoon dat hy reg is, van hierdie towenaar het geweet, hy gaan nou alles verloor, hy gaan sy rykdom verloor, hy gaan sy fame verloor, van hy was mos nou famous, want almal het geweet, hy doen dinge in die dorp, maar hier kom die manne van God, hier kom mense met geloof en 'n vaste vertroue in ons Here Jesus Christus, hulle is geroep deur Christus Jesus, hulle het geloof in die Here Jesus Christus, hierdie man kom met die naam van Paulus, 'n eenvoudige man, en hy spreek hierdie towenaar aan. Hy spreek hom aan, en hy sê die hand van God is op jou, en jy sal vir 'n tyd lank blind wees. Ek wil vandag met u praat wat hierdie boodskap luister. U het die volle autoriteit, u het die volle mag, u het die volle krag om te staan in die naam van die Here Jesus Christus en die geloof in Christus te vat en elke duiwel wat in u pad staan aan te spreek. Elke teestander wat in u pad staan, het u die reg om hom aan te spreek met die geloof in Jesus Christus. Paulus het gesê, sal jy nou ophou in die pad van die Here, in die reguit pad van die Here te staan. Die Bybel sê, Paulus het hom so aangespreek, Paulus het sy oë op hom gehou, moet nie jou oë van jou vyande afhaal nie, moet nie jou oë van hulle misleiding afhaal nie, moet nie jou oë van hulle bedrog afhaal nie, maar hou jou oë op hulle en spreek hulle aan in die naam van die Here Jesus Christus. Ek kom vandag en ek spreek elke teenstander in u lewe, spreek ek aan, elke teenstander wat die deure vir u toehou, elke teenstander wat koneksies van hoër posisies vir u toehou, ek spreek hulle aan in die naam van Jesus, hulle sal ophou om in jou pad te staan, hulle sal met blindheid betrap word, hulle sal die hand van God, sal hulle met blindheid vul en hulle sal vir 'n tyd lank blind wees in die naam van Jesus, omdat ek staan in die oudanigheid, in die autoriteit van die Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees gelei, spreek ek elke towenaar gees aan, elke bose mag aan, elke misleidende gees aan, wat in die pad van die kinders van die Here staan, wat in die pad van die geregtigheid van God staan, in die geloof spreek ek tot hierdie magte en geeste wat staan in die pad van die Here Jesus Christus, en ek sê, julle sal vir 'n tyd lank blind wees in Jesus naam, en julle sal nie weer in die pad van God staan nie. Elke mens wat vandag na hierdie program kyk, elke kyker wat wag op 'n deurbraak, elke kyker wat wag vir sy call vir 'n werk, elke kyker wat wag na 'n opsienersposisie, na 'n hoër posisie, na 'n promosie, elkeen wat wag op hierdie tipe deurbrake, die vyand wat in hulle pad staan, sal met blindheid geslaan word in die naam van Jesus Christus. Julle sal julle deurbrake ontvang. Die Bybel verklaar, en die vyand het probeer om die geloof van die gouverneur afkeurig te maak. Moenie toelaat dat mense jou mislei om nie in Jesus te glo nie. Moenie toelaat dat mense jou mislei om afvallig van Christus te word nie. Moenie toelaat dat mense jou mislei om die geloof in die Here Jesus Christus te het nie. Die Bybel sê vir ons in die laaste versie 12 noem, toe die gouverneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Nadat die gouverneur gesien het wat gebeur, nadat hy gesien het wat 'n deurbraak daar is, nadat hy gesien het die oorwinning, nadat hy gesien het hoe dat die Here Jesus Christus deur Paulus werk en die towenaar uit die weg ruim, het hy geglo. Hy het geglo want hy het gesien die wonderwerk wat die Here Jesus Christus verrig. Hy het verstaan dat dis nie Paulus nie, maar dis die Christus wat deur Paulus werk. Die krag van die Heilige Gees het deur Paulus gemanifesteer en hierdie man was met blindheid verslaan. Die Bybel sê God is geen aannemer van persoon nie. Die Bybel sê dat God kyk na die geringes. Die Bybel sê hy breek 'n geknakte riet nie af nie. Hy blus 'n dowwe lamp nie uit nie. As jy gedink het jy is 'n geknakte riet, as jy gedink het jy is 'n dowwe lamp, as jy gedink het jy kan nie gebruik word deur God nie, ek wil u sê, die Bybel sê hy het vir Paulus geroep op die pad van Damaskus. Paulus, prys die naam van die Here, was 'n persoon wat die gelowiges van Christus vervolg het. Hy het hulle doodgemaak, maar hier is God. God gebruik hierdie einste Paulus om die duiwel te verslaan, om die duiwel te bestraf, om hom met blindheid te slaan, deur die kragtige uitwerking van die Heilige Gees. Dierbaars, ek wil vir u vandag sê, as u dink, daar is niks, hier is te veel dinge in my pad. Hier word te veel vloeke op my gesit, te veel sigte. Ek wil u sê, dis 'n leuen van die duiwel af.
As jy glo daar's 'n vloek op jou, dis 'n leuen van die duiwel af. As jy glo daar's 'n sug op jou, dis 'n leuen van die duiwel af. Dis iets wat daar is om vir jou ongelowig te maak. Dis iets wat die vyand daar sit, wat die vyand daar plaas om jou ongelowig te maak. Jy gaan my vra, ja, pastor, u sê dis ongelowig, maar hier was nou die dag iemand wat so en so gedoen het en hulle doen die tradisionele goed en al die goed is. Ek is niks met daai goed te doen nie. Ek stel nie belang in hulle tradisionele goed is nie. Want Paulus het nie een keer belang gestel in die towenaar se goed wat hy doen nie. Hulle wou nie weet hoe hy dit doen nie. Al wat hulle gedoen het, as hulle het gesien, hy het in die pad van die Here gestaan. Enige iets wat in die pad van God staan, enige iets wat in die pad van hierdie evangelie staan, enige iets wat in die pad van die Here Jesus Christus staan, is nie van die Here af nie. Dis nie uit God uit nie. Dis teen God, dis van die vyand af. Dis ongeloof en daar is die ding wat jy moet teenspreek. Ongeloof is die vyand. So ek en u moet met die geloof staan en sê, ek beveel jou vyand wat in die pad van my oorwinning staan. Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, dat jy vir 'n tyd lank blind sal wees. Jy sal ophou om in die pad van God te staan, om in die pad van Christus te staan, om in die pad van my oorwinning te staan, om in die pad van my deurbraak te staan, om in die pad van my kinders se deurbraak te staan. Jy sal ophou om in die pad van my werk se deurbraak te staan. Jy sal ophou om in die pad van my man se deurbraak te staan. Jy sal ophou om in die pad van my vrou se deurbraak te staan. Jy sal ophou om in die pad van my kind se sukses op skool te staan. Jy sal ophou om in die pad van my seun op universiteit se pad te staan. Jy sal ophou. Vandag in die naam van Jesus Christus sal jy blind wees vir 'n tyd lank. Die Here sal u seën. Staan met die autoriteit, staan in 'n vaste geloof, 'n vaste vertroue in die Here Jesus Christus en weet dat God die werk sal volbring. Die Bybel sê, God is nie 'n leienaar nie. Die Bybel sê, hy is nie 'n mensekind dat hy sal lieg nie. Die Here is die waarheid. Die Bybel sê, Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is niemand groter as hierdie God nie. Niks kan in sy pad staan nie. Wanneer God begin beweeg, wie kan hom keer? Die Here is 'n werklikheid. Mag die Here u seën tot 'n volgende keer. Amen.